Liewe Kruiskyk kyker, weer terug saam met jou en ek het so geëindig en vir jou gesê, jou gees kan nie sondig nie, maar jou siel kan en jou liggaam kan en dit weet ons almal. Maar ek wil hê jy moet jouself sien soos God jou sien. Kom ons bid saam en ons gee die tyd vir die Here. Hemelse Vader, ons wil graag lewe in dit wat Jesus vir ons bewerk het met sy kruisiging, begrafnis en opstanding. Ons wil in die oorwinning lewe. Dankie Heilige Gees, dat U ons bysoe, dat U ons leer, dat U die skrifte vir ons oopmaak. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Ouens, ek het gesien, as 'n mens sekere goed nie verstaan nie, of jy maak sekere uitlatings. Ek het gesien dat 1 Korintiërs 13 die waarheid is. Ons profeteer ten dele. Ons sê wat God sê. Ek het afgesluit met 'n skrifgedeelte in 1 Korintiërs 5 waar hierdie man het gemeenskap gehad met sy stiefma. En Paulus sê dis nie reg nie. Dit is nie reg nie. En ek stem saam, dis nie reg nie. En Paulus sê, man, so ou, ons het hom nou gewaarsku en ons het hom gewaarsku, maar nou gaan ons hom oorgee aan die duiwel vir die vernietiging van die vlees. Nou sê dit hier, om so iemand aan die Satan oor te lewer, vers 5, tot verderwing van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Nou, God wil hê dat daardie persoon gered sal word. En hy sê, hy gaan gered word. In die dag van die Here Jesus gaan sy gees gered word. Maar sy vlees gaan vernietig word. Want hierdie man hou aan met hierdie nonsens, hierdie sondige leefwyse. En dit is hoekom die Bybel ook praat van Christene. Hy sê in 1 Petrus, laat ek dit net sommer vir u lees vinnig, 1 Petrus 2, hy praat met Christene, hy sê, lê dan af alle boosheid, alle bedrog, geveinsdheid, afguns en kwaadpratery. Lê dit af. Want as jy kwaad praat, gaan dit jou siel, jou liggaam vernietig. Baie dokters sal vir jou sê, onvergewingsgesindheid, kwaadpratery, vernietig die mens, maak hom siek, maak hom depressed, te neergedruk. Jy sien, en God wil nie hê, ons moet plek gee vir die duiwel nie. Efesiërs 4 sê hy duidelik, gee geen plek aan die duiwel nie. Laat hom wat steel nie meer steel nie, maar laat hy met sy hande werk, sodat hy genoeg kan hê om vir ander te gee, en ander te help. Dis mooi, nee. Jy sien, wat God wil hê, is dat ek en jy meer gelukkig sal wees. Kan jy glo dat God dit wil hê? Wil jy dit vir jou eie kinders hê? Hoeveel te meer nie julle hemelse Vader wat in die hemel is nie? Hy wil hê jy moet meer gelukkig wees, meer geseënd. Hy wil hê jy moet werk, sodat jy genoeg kan hê om met ander te deel. Dis wat God se plan is vir jou. Nou, hierdie manier, hierdie wat God sê, dat hierdie ou nie meer gemeenskap het met sy stiefma nie. Hy wil dit nie hê nie, want dit vernietig hierdie man. Nou sê Paulus, so ou word oorgegee aan die duiwel vir die vernietiging van die vlees, sodat sy gees gered kan word. Nou, kom ek lees vir u in 1 Johannes hoofstuk 3. Hierdie is 'n uitvloeisel van 'n wedergebore mens, 'n Christen, 'n kind van die Here. Hy sê in 1 Johannes 3, vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op Jesus het, op God het, reinig homself, soos hy God rein is. Wat 'n hoop. En dan lees ons die vorige verse. En dit is die Christen se lewe, my liewe vriend, vriendin, my broer, my suster, luister. Dit is die uitvloeisel van, as jy weet wat Jesus vir jou gedoen het, dan is daar vrug. Die vrug is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. Nou sê jy, maar hy het my gereinig. Maar hier sê hy,
jy moet jouself reinig. Hoe werk dit nou? Nou, kom ek wys vir u. U is uit God gebore. En daarom, God het geboorte gegee aan jou 'n nuwe mens. En daai nuwe mens is in die gees. Soos hy is, soos Jesus is jy in hierdie wêreld. Jy is 'n nuwe skepping. Maar jou optrede is nie in alles nuut nie. Jy verloor dalk nog jou meer. Jy's nog verslaaf aan sekere goed. Jy is besig met 1 Petrus 2 kwaadpratery. Jy sien, jy praat nou al minder kwaad, maar jy sien is nog daar. Jy's afgunstig. Jy's miskien jaloers. Jy sien hierdie dinge, soos hierdie ou in 1 Korintiërs 5. Hy het gemeenskap met sy aardse stiefma, wat lelik is en vernietigend vir hom is. God wil dit nie hê nie. Maar God het nou 'n weg gemaak, sodat ek en jy oorwinning oor hierdie kwaadpratery kan kry. Nou sê hy in 1 Johannes 3, jy reinig jouself. Nou hoe reinig jy jouself? Hoe kan jy dit doen? Ek wil myself reinig. Hoe gaan jy dit doen? Daar's 'n manier om dit te doen. Nou in Jakobus hoofstuk 1 gaan ek vir jou lees. Jakobus hoofstuk 1 vertel ons duidelik hoe om dit te doen. Is Jakobus dan Petrus. Jakobus 1, hoor net hier. Vers 21. Daarom doen afstand van alle vuilheid. Doen afstand van alle vuilheid. In die Engels, all filthiness. Hy praat met Christene, met jou en my. En as jy vir my sê, daar's geen vuilheid in my nie, dan vra ek vir jou, wat bedoel jy? Bedoel jy dat daar geen vuilheid in jou gees is nie? Dan stem ek saam. Bedoel jy dat jy heilig is en sonder gebrek en vlekkeloos voor God is, volgens Kolossense 1, dan stem ek saam. Maar, as jy sê, daar's geen vuilheid in jou optrede nie, jy's 100% in optrede, soos Jesus Christus op hierdie aarde, dan sê ek, jy's 'n leienaar. Jy verstaan nie. Jy is nie 100% in jou optrede, soos God self nie. Maar, kan jy God se leefwyse, se natuur begin openbaar? Ja, hoe? Deurdat jy hierdie doen wat hier staan. Vers 21, daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid. Nou, waar is daai vuilheid? Waar is daai oorvloed van boosheid? Dit is in jou gemoed, of in jou werke. Jou gemoed gee effek aan jou werke. Soos wat jy dink, so is jy. Nou, God wil hê dat daai gemoed vernuwe sal word. Hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, sodat julle daardeur kan opgroei. Hierso sê hy, daarom doen afstand van vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Jy sien, jou emosie, jou intellek, jou wil, word gered. Word gered. Jy is gered, want jy's uit God gebore, jy's wedergebore, jy's verseël met die Heilige Gees, jy's op pad hemel toe, jou gees gaan gered word, jy gaan gered word. Maar, as jy nie jou siel en jou liggaam onderwerp aan hierdie gees nie, kan jy dalk vinniger hemel toe gaan. Vinniger hemel toe gaan. Jy sien, jy kan jou teëspoed op aarde verhaas. As Christen kan jy in teëspoed wandel. Hoe? Deurdat jy nie afstand doen van vuilheid en oorvloed van boosheid nie. As jy aanhou met daai onderduimse verhouding met 'n ander vrou, met 'n ander man, as jy skelm flirt en hulle bel en SMS en WhatsApp, as jy flirt met iemand anders, jy's besig om jou siel te beswadder. En jy's nie besig om jouself te reinig nie. Hoe reinig jy jouself?
Jy begin die woord van God ontvang. Nou, watter woord moet jy ontvang? Jy sien, Jesus sê duidelik in Markus hoofstuk 16, laat ek dit vir jou wys. Hy sê hierdie is die oplossing vir die mens. Markus hoofstuk 16 vers 15 en hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou, hoe gaan jy jouself reinig? Deur die evangelie te ontvang. Deur die goeie nuus te ontvang. Watter goeie nuus? En dit is wat ek in die vorige program vir u gewys het, in 2 Korintiërs 5. Ons is van hierdie mening, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. So, jy begin sê, dankie Here Jesus, dat toe u sterf, het ek gesterf. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Jy sien, jy begin die ingeplante woord ontvang. Die woord wat in jou ingeplant is Christus in jou. Daarom as iemand in Christus is. Paulus sê, Christus is in my. Hy sê in Galasiërs, laat ek dit vir u lees hierso. In Galasiërs sê hy duidelik, Paulus praat hier. Hy sê Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Kan jy dit saam sê? Ek is met Christus gekruisig. Ek is met Christus gekruisig. Wat u nou besig is om te doen, is besig om die ingeplante woord wat sê, ek is met Christus gekruisig, te ontvang. En daardie ingeplante woord is in staat om u siel te red. Dis in staat om u oorwinning te gee van dwelmafhanklikheid. Dis in staat om u siel te red, om u vrymaking te gee. Johannes 8 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Nou hierdie waarheid waarvan ek nou praat, dis wat jou vrymaak. En dit word genoem die evangelie. Soos die klein seentjie gesê, die evangelie. Nee, dis die evangelie nie. Die evangelie, die goeie nuus, dat jy kan my in die oë kyk, op hierdie skerm so, kan jy vir my kyk en sê, Piet, ek is saam met Jesus Christus gekruisig. Dis wat Paulus gesê het. Nou sê hy, en ek leef nie meer nie. Nou, as jy bedoel, jy is nie op die aarde nie, dan jok jy nie. Ek leef nie meer nie. Hy sê, ek leef nie meer nie. Wie leef nie meer nie? My ou mens leef nie meer nie, want hy is saam met Jesus gekruisig, Romeine 6 vers 6. Paulus sê, ek is saam met Jesus gekruisig. Toe Jesus sê, dit is verby, toe is dit verby met die ou mens. Dit is verby met jou ou mens. Sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde dien nie. Jy sien, God het 'n plan gemaak, sodat ek en jy, in hierdie situasie van die wêreld, meer as oorwinnaars kan wees. Dat hierdie COVID gemors, siekte en dood, nie ons vrede en ons vreugde kan steel nie. Hy kan dit nie doen nie. As ons gedagtes fokus op wat Jesus gedoen het, op die evangelie. Jy sien 2 Korintiërs 10 sê, ons neem elke gedagte gevange, tot gehoorsaamheid aan die woord van God. Ons breek elke skans af, wat 'n vesting opgebou het, teen die woord van God. U sien, u moet u gedagtes vernuwe met hierdie evangelie. Hierdie woord wat sê, ek is met Christus gekruisig. Ek is regverdig verklaar, sonder wetsonderhouding. Romeine 3:28. Sonder wetsonderhouding is ek regverdig verklaar. Soos Abraham, sonder dat hy een goeie werk gedoen het, is hy regverdig verklaar deur sy geloof, Romeine 4. Ek en u is regverdig verklaar deur die dood van Jesus Christus. Ons is regverdig verklaar deur sy opstanding.
Ons is vlekkeloos voor die Vader gestel, deur die bloed, deur die offer van Jesus Christus. Ek is so opgewonde om hierdie ding vir u te kan sê. U sien, nou is daar 'n geveg aan die gang, in u binneste. Die geveg is tussen die gees en die siel en liggaam, die vlees. Of, kom ek sê so, die onvernuwe gemoed. U sien, na mate jou gemoed vernuwe word, na wat in die gees gebeur het, wat God sê, jy's myne, jy's uit myself gebore, ek het jou wederbaar, jy's 'n nuwe skepping. Daardie gees kan nie sondig nie, jy's gevacuumpack, jy's gepak, jy is verseël deur die Heilige Gees, wat ek aan jou gegee het. Jy's soos Jesus in hierdie wêreld. Nou hoor jy hierdie dinge. Nou, hierdie is ingeplante dinge. Ja, dit manifesteer nog nie ten volle in jou leefwyse nie, maar dit is besig. Na mate jy na Jesus kyk, word jy verander na dieselfde beeld. In 2 Korintiërs hoofstuk 3 sê hy, ons word verander na mate ons na Jesus kyk. Ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid. Deur die Heilige Gees, hy doen dit. Jy sien jou gedagtewêreld, Petrus sê, omgord die lendene van jou verstand. In Filippense sê Paulus, bedink die dinge wat daar bo is waar Christus is. Nou bedink ons die dinge wat daar bo. Waar is ons? Ons is daar bo. Efesiërs 2 sê, ek is in Christus Jesus. Ek is gesete in hemelse plekke. Dis skrif, dis Efesiërs 2. Ek is nou op hierdie oomblik, waar is ek? Toe die disippels vir Jesus vra, waar is u? Johannes 14, toe sê hy, weet jy dan nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? So, jy vra vir my, Piet Eis, waar is jy? Dan sê ek vir jou, luister, ek is in die Vader, en die Vader is in my. Wil jy dit nie vir my sê nie? Sê vir my, Piet, ek is in die Vader, en die Vader is in my. Kan jy sien wat Jesus gedoen het? Jesus het 'n wonderlike werk gedoen. En as jy hierdie ingeplante woord ontvang, wandel jy in die bonatuurlike natuurlik. Jy wandel in dit. Jy sal al hoe meer die vrug van hierdie verhouding sien. In Markus 16 sê hy wat in my glo sal met nuwe tale praat. Jy sal dit begin ondervind, jy sal met nuwe tale praat. Jy sê nee, dit is nie vir almal nie. Luister, moenie my wakker maak nie. Ek weet dit is vir almal. Paulus sê ek praat meer in tale as julle almal. Sou die Here hom voortrek? Nee, 'n gebedstaal. 'n gebedstaal soos 1 Korintiërs 14 sê, as jy in die gees bid, as jy in jou taal bid, bid jy verborgenhede tot God. Dink jy die Here wil dit net vir sommiges gee? 1 Korintiërs 14 vers 14 sê, as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, my verstand is onvrugbaar. Wil die Here hê dat jy in die gees moet bid? In tale moet bid? Natuurlik wil hy. Jy sien, nou begin party mense al die skroef aandraai, sê nee, hier stop ek. Nou, stop waar jy wil. Stop waar jy wil. Maar God sê, hierdie is vir jou. Jy sien, God het 'n werk kom doen, deur sy seun Jesus. Toe hy daardie werk doen, toe sê hy, dit is volbring. Toe sê Jesus, dit is voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, gaan ek die trooster stuur. Nou daai werk is volbring. Jesus het gegaan na die Vader toe. Toe het hy teruggekom. En hy verskyn aan die disippels en hy blaas op hulle, hy sê, ontvang die Heilige Gees. Hy kon dit nie voor die tyd doen nie. Hoekom nie? Want die weg was nog nie oop nie. Hy kon nie dit doen nie. En hy het die prys betaal. Hy moes eers die prys betaal. Toe kom hy terug. Toe blaas hy op hulle, hy sê, ontvang die Heilige Gees. In Johannes 7 dink ek sê hy, dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Johannes 14 vers 17 sê, die Gees, wat nou by julle is, hy sal in julle wees. En nou is ek en jy in die posisie, dat
God se Gees in ons kan woon, want ons is Christene, wedergebore, nuut gemaak, sodat God se Gees in ons kan woon. En God se Gees is in jou. En as jy twyfel daaraan, begin weer lees, wat sê die woord? Wat sê die woord? Ek het die Gees ontvang. Jesus blaas op by sy disippels, hy sê ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom in hulle. En toe sê hy vir hulle, gaan wag nou vir die dooping met die Heilige Gees, die belofte van die Vader. Hulle wag, die Heilige Gees kom op hulle. Hy was in hulle, hy kom nou op hulle. Handelinge 8, dieselfde storie. Hulle word weergebore, en toe sê die disippels, maar ons moet nou vir hulle gaan bid, dat die Heilige Gees oor hulle kan kom. En hulle bid vir hulle. Handelinge 10, terwyl Petrus nog praat, glo hulle die evangelie, en die Heilige Gees val op hulle. Handelinge 19, en Paulus sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het. Hulle sê, ons weet nie eens van die Heilige Gees nie. Hy bid toe vir hulle, hulle neem Jesus aan, hy doop hulle in water, en hy lê hande op hulle, en die Heilige Gees kom op hulle, en hy praat in tale en profeteer. Dink jy dit is net vir party? Dan sou dit mos voortrekkery wees, man. Nee, dis vir almal. Vir almal om tot bekering te kom, is God se wil. Vir almal om gedoop te word in water, is God se wil. Vir almal om die doping met die Heilige Gees te ontvang, dis God se wil. Dis God se plan. Vir almal om gedurig vervul te word met die Heilige Gees. Efesiërs 5. Ouens, hierdie goed is so belangrik, dat jy dit verstaan. Want as ons nie in dit kan dit verstaan nie, kan ons nie daarin wandel nie, en kan ons nie 'n effek rondom ons hê nie. Die disippels het hierdie goed verstaan. Hulle het selfs gesê, Paulus praat hierdie goed, dis bietjie swaar om te verstaan. Maar weet jy wat, het hulle gesê van die disippels, die mense wat die wêreld omkeer, is nou hier by ons. Hierdie waarhede sal jou die wêreld laat omkeer waar jy is. Hulle sal sê, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Dan kan jy sê, ek is in Christus. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek het autoriteit oor die duiwel. Ek bind hom, ek vertel hom, hy moet uit, en hy gaan uit. Ja, my liewe vriendin, ek het hierdie goed in my eie lewe gesien, en ek sien dit al hoe meer, na mate ek my gee vir hierdie waarhede. So Jakobus 1 sê, ontvang die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel te red, wat in staat is om jou liggaam te beïnvloed. Nou kom ons praat net so 'n stukkie oor die liggaam. In 1 Korintiërs 11 sê hy duidelik, nagmaal, as jy die liggaam onderskei, sal daar minder swakkes en sieklikes onder julle wees. God se wil is dat daar minder swakkes en siekes onder ons is, en dat minder van ons, dat mense nie doodgaan, weggaan van hierdie aarde voor hulle tyd nie. 1 Korintiërs 11, gaan lees dit, as hulle die liggaam nie onderskei het nie, sê Paulus daar duidelik, sê die Heilige Gees, daarom is daar baie swakkes en siekes onder julle, en sommige het ontslaap. Christene het ontslaap, want hulle die liggaam nie onderskei nie, wat vir hulle gebreek is nie. Nou, dis die groeiproses. My liewe vriendin, gee vir jouself ruimte om te groei. Dat meer van Christus deur jou kan skyn na mense toe om jou. Dat jy meer invloed kan hê by die mense waarmee jy werk, waar jy is. Jy gaan al hoe meer 'n invloed hê, na mate jy, Jakobus 1, die ingeplante woord ontvang, wat in staat is om jou siel te red, wat in staat is om deur te werk in jou liggaam in, en jy word minder swak, minder siek, en jy sterf nie voor jou tyd nie. Jy maak nie jou oë toe hier voor jou tyd nie. Ouens, kom ons bid saam. Gee jouself vir die waarheid van die evangelie. Vind uit wat is hierdie nuwe kontrak. Vind uit wat is die nuwe verbond. Vader, ons gee onsself in die hande, in die naam van Jesus. Leer ons die waarheid, Heilige Gees. Dankie. Amen. My telefoonnommer
073 475 9110. Is ook op die skerm. Bel my, WhatsApp my, kom ons gesels. En as jy vrae het, moenie weghardloop nie, vra. Mooi bly, seën vir jou hoor.